Hemelse Vader, dat U woord is die finale autoriteit op elke situasie in ons lewe. Vader, ons dankie dat ons weet dat Jesus Christus, die prys wat hy betaal het, was nie verniet nie, maar dit was volkome. Dankie daarvoor, Here, dat ons met ons hele lewe, met al ons gewig op U woord kan staat maak, Here. En ons dankie, Here. Dis 'n rots waarop ons staan, en ons sal staan en staan, in Jesus' naam. Amen. Amen. Ek gaan terug na Johannes 17 toe. Baie mense dink ons het opgehou met Johannes 17, maar ons is nog steeds, ons volg Jesus soos wat hy geloop het. Amen. So, hy was nie net wat hy gaan bid het in die tuin nie. Hy het voor dit en na dit het hy opgetree. En ek wil hê ons moet dit sien as 'n eenheid. Maar nou wil ek net vir begin, wil ek net sê, mense, as julle oë op mense gaan sit, gaan jy klaaglik val in die lewe. Johannes 12 kom Jesus in Jerusalem in en die skare is bly om hom te sien. Hulle is wat om hom te sien? Bly om hom te sien. Hulle trek hulle mantels uit, hulle gooi dit op die pad. Hulle gaan haal palmtakke, hulle gooi dit op die pad, sodat Jesus daaroor kan verbygaan. En Jesus ry op 'n esel, op 'n donkie. En die mense sê, Hosanna, vir die seun van Dawid. Hosanna, 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 vir die seun van Dawid. Dis Johannes 12. Johannes 19. Selfe skare, selfe plek. Selfe Jesus. Toe skree hulle, kruisig hom, kruisig hom. Hy is nie ons koning nie, ons moet niks met hom te doen nie. Dit wat in die mens is nie altyd waarop jy moet fokus. Ons het verlede week gepraat van fokus. Moenie jou fokus sit op mense nie. Haal jou oë af van mense af. Mense, ek kan dit nie genoeg beklemtoon. Haal jou oë af van mense af. Hou Jesus voor jou, die leidsman en volleinder van jou geloof. Dit is Hebreërs 12. Nou goed, Psalm 27 sê, my vader en my moeder het my verlaat. En almal van julle weet, nie almal van ons vader en sy moeders het by ons gebly vir die res van ons lewens. Van hulle het weggegaan, van hulle is oorlede, van hulle het oor see gegaan, bla bla bla. Maar jou vader en jou moeder sal jou verlaat, maar die Here sal jou nooit verwerp nie. Die Here sal jou nooit verwerp nie. Hoor wat ek vir julle sê, as mense wat vir jou vandag sal sê, Hosanna, Pastoor Jan, Pastoor Jan, Pastoor Jan, môre sê hulle selfde mense, kruisig hom, ons wil niks met hom te doen nie, want dit wat in die mens se hart is, kan jy nie opstaat maak nie. Wat in God se hart is, kan jy 100% opstaat maak. Jy kan staan daarop met jou hele lewe, met jou hele lyf, met al jou gewig, met jou geloof, met jou hoop, met alles wat jy het, kan jy staan op God se woord. En jy sal nie val nie. Amen. Want God se woord is ewig. En dan Efesiërs 1 vers 5 sê hy, deurdat hy ons voorbeskik het om as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Voor die beginning van tyd het Jesus jou reeds aangeneem.
As baie mense wat jou nie vandag aanneem nie. Hulle wil jou nie aanneem nie. Hulle kyk jou voor die kop en hulle sê, maar jy het een groot oog en een klein oog. Ek neem jou nie aan nie. Weet jy wat? Jesus neem jou aan. Jesus neem jou aan. Jy lyk dalk anders. Jesus neem jou aan soos wat jy is. Do not go for perfection. Go for progress. As jy gaan vir perfeksie, dan gaan jy nêrens in die lewe kom. Wie van julle weet as jy 'n brood bak en jy knie daai brood en jy sit hom in die oond, ek het gister weer so 'n brood gebak. Hy kom nie perfek uit die man, hy reis. Hy het allerlei knoppe en bolte. Hy is nie perfek nie. Maar dit pla my nie, want weet jy wat? Hy het sy doel gedien. Amen. So, perfeksie is nie iets wat ons moet najag nie. Daar was maar een wat perfek was. En dit is Jesus Christus. Amen. Goed. Ek gaan praat oor verwerping so bietjie. Verwerping kan een van twee dinge doen. Nou, dis nie lekker om verwerp te word nie, nee, pastoor Jan. Ja, weet ek wil net spreek en kom hierso. Ons hele lewe, een groot ding wat met ons aanhoudend gebeur, is mense gaan weg. Party moet weggaan, want hulle werk waar hulle plek kry, maar baie mense gaan weg, net omdat hulle dink jy is nie meer goed genoeg nie. Ja. Nou, almal van ons ervaar seker goed. Daar's gedurig iemand wat weggaan, jy voel verwerp. Nou, ons kan nou sien uit hierdie les, of jy soveel moeite gedoen om voor te berei, dat die een wat die grootste verwerping van ons almal moes deurmaak, was Jesus. Hy het skares gehad, mense het in sy begaan, en toe hom alleen aan die kruis, toe verfoei hy hom. Dit was seker die grootste verwerping. Maar weet jy wat? Hy het jou saam daarby ingeneem. En daar het hy verlossing gebring. Daar het hy oorwinning behaal. En op die derde dag het die grootste ding ooit gebeur wat daar nog ooit gebeur het. Het hy lewendig geword, opgestaan en sit hy in die hemelse plek. Maar die grootste ding van al hierdie gebeure, hy het ons saam met hom in hierdie 3 dae kruisoperasie ingeneem. So wanneer ons verwerp voel, moenie meer nie. Los dit by die kruis. Dis daar finaal afgehandel. Jy het saam met hom lewendig geword, saam met hom opgestaan, en saam met hom sit jy, rus jy in sy voltooide werk. So wanneer daar so gevoel kom, pastoor Wimpie, van mense het my nou gelos, of jou huisgenote het jou nou gelos, of jy voel alleen, voel oor, dink aan Christus, los daai gevoel van verwerping by die kruis, sê ek los dit nou. Dis gekruisig, dis gedood, dis begrawe. Ek sal nie meer verwerp word, maar weet jy wat? Die Here sal jou nooit, ek hou so van dit, wat jy hier gewees, sal jou nooit verwerp. Ekskuus, ek het nou dalk jou les bietjie vooruit gaan. Nee, geen probleem nie. Nou, verwerping kom na almal toe. Ek wil hê jy moet dit vat vandag. Verwerping kom na almal toe. Almal van ons is al op 'n stadium in ons lewe verwerp. Sê amen as dit die waarheid is. Amen. Dis die waarheid. Nou, dit gaan nie help om te vra hoekom is daar verwerping. Want dit is 'n onperfekte wêreld. Amen. So, dit gaan nie help om te vra hoekom en waarom. Daar's net een ding wat jy kan beheer, en dis jou respons op dit. Jy kan of gebreek word daardeur, met ander woorde, dit breek jou stikkende flenters, en jy is 'n mens wat nie meer kan aangaan nie. Of jy kan besluit om bo op hierdie
struikelblok te klim en daarop te bou. Amen. Klim bo oor dit. Klim bo oor dit. Jare terug het 'n profeet vir pastoor Jan gesê, Jan, ou Jan, ek sien 'n berg en ek sien jy wil teer die berg. Ja, daai en verduidelik. Ja, jy kan. Dis my storie daar. Dis jou storie. Ek het die probleem gehad, mense wat kom, mense wat gaan. En dan het ek gedink, ek moet daai mense gaan terughaal. En dan gaan ek en ek besoek hulle en dan sit ons nog meer seer. En toe het ek geleer, uiteindelik, maar hierdie persoon kom na my toe, dis wat my begin help het. Hy bid oor my, want hy kan sien ek is 'n bietjie beswaard. Op daai stadium is dat toe nou juist mense wat hy weer die pad gevat het. Wie van julle het mense wat gereeld die pad vat? Mense wat, ja, almal ken dit, almal ken dit. En hy bid oor my, en hy bid soos volg. Hy sê, ek sien die berg. Hy sê, ek sien jy probeer deur die berg. Die Here sê, jy moet nie deur die berg gaan nie. Jy moet om die berg gaan. En nou luister ek wat hy sê, en hy sê al my. Nou sit ek die hele diens wat ons bygewone deur. En na die diens gaan ek na die persoon toe. Ek sê, jy het so mooi oor my gebid nou. Maar ek sukkel om te verstaan. Wat is hierdie berg? Ek verstaan, jy sal vir hierdie berg sê, hef jy op werk in die see, en hy is weg. Dis geloof. Maar ek verstaan nie, wat wil jy vir my sê? Hy sê, kom ek bid weer vir jou. Sit weer sy hand op my, en ek bid weer vir my. Jo, ek was bebid daai dag, jong. En hy sê, die Here sê, die berg is mense. Hy sê, die Here sê vir my, en vir jou te sê, moet nie deur die berg probeer gaan, deur die mense. Gaan om die berg. Gaan om die mense. En toe, later het ons geleer, ons het studies geleer, waar hulle, want wat baie jare in bediening was, wat een doktersgraad ontwikkel het dan, en dis thesis wat hy geskryf het, daardeur sy doktersgraad gekry. En een ding wat hy gesê het, is die volgende, waarby hy gebly het. Hy sê, wanneer mense jou verlaat, moet nooit weer teruggaan na dit nie. Laat hulle gaan. Sê allemaal, laat hulle gaan. Moenie hulle gaan terughaal nie. Want weet jy wat, as jy hulle gaan terughaal in die proses, verloor jy jouself. Ja. Amen. Maak jy Jy wil hulle terug hê, maar jy verloor jouself. Nee, beweeg aan, sê allemaal, beweeg aan. Weet jy wat, jy skryf hulle nie af nie, jy hou aan bid vir hulle, sien hulle vermaak in Christus Jesus. En toe ou Jannie wil nie leer nie, ek het gehoor wat nou daai gebedse uitleg is oor my, maar Jannie gaan nog steeds aan, daarna, jare, en as met die tyd, as het asof die Here my weer herinner, Jannie, gaan om die berg, nie deur die berg nie. En uiteindelik ten laaste, nou, het ek het finaal geleer na amper 50 jaar se bediening. Moet nie deur die berg gaan nie, gaan om die berg. Amen. Mense sal jou verlaat, mense sal jou verwerp, want die Here sal jou nooit verwerp nie, hy het jou aangeneem. Ek wil net dit sê, uiteindelik het dit deurgedring. En nou verstaan ek baie keer ons, as ek so na julle kyk, dis asof dit sukkel om deur te dring, né? Seker goed, maar prys die Here. Ek luister na 'n getuienis van 'n jong seun wat op sy skateboard gery het en toe hy sy elektriese skateboard en toe hy om die draai gaan, toe vang sy skateboard die randsteen en dit flip hom agteroor, breek sy skeel van hier tot hier en hy is onmiddellik dood. En hy is onmiddellik by die Here. Nou vra hulle vir hom, hulle sê vir hom, sy naam is Gabe. Hy sê, Gabe, hoe lyk dit in die hemel? Hy sê, dis nie 'n plek nie. En nou skielik, almal wat godsdienstig is, wat praat hierdie ou? Hy sê, dis nie 'n plek nie, dis hom. Hy sê, dis 'n persoon. Die hemel is 'n persoon. 3 persone in een.
Hy sê, so, dis nie 'n fisiese plek nie. Dit is 'n persoon. Weet jy wat? Weet julle wat? Baie mense wil hemel toe gaan. Het julle geweet dat vanoggend in hierdie diens met die aanbidding was die hemel hier? Die hemel het gemanifesteer hierso. En baie mense sit in Jackie's kamp. Dit was die hemel wat hier was. So die hemel is nie 'n plek nie. Die hemel is Jesus self. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En hulle is, al drie van hulle, is binne in jou nou. En die Here sê vir hierdie ouetjie, hy sê, mense besef nie die autoriteit wat hulle het in Jesus Christus. Amen. Hy het die volle prys betaal, sodat jy in sy naam kan sê, Vader, in die naam van Jesus bid ek vir genesing, vir so en vir so en vir so. Toe hy haal so kom, en hy haal val so op die dak. Toe ek en pastoor Jan dadelik ons steek ons hande en sê, stop in Jesus naam. Ons het onthou wat Piet altyd doen, hè? En ek het geweet, in Morgenstraat staan hulle twee, en hulle sê, stop in Jesus naam. Nou, wat interessant is, hierdie ouetjie sê, moenie emosies bid nie, bid die woord. Bid die woord. Hy sê, as jy die woord bid, dan staan die hele hemel staan op aandag. En al die engele en almal wat teenwoordig is, nou sê ek alweer in die hemelse dimensie, okay? Almal staan op aandag, want die woord van God word genoem. En as die woord van God genoem word, dan staan almal op aandag. Want God sê, hy sy woord verhoog bokant sy naam. Ja, dat kan nog wat jy nou so preek, hoor. Die hemel is 'n persoon, en hy is in ons. Amen. En as die woord is wie? Is 'n persoon. Amen. Dis Jesus. Die Heilige Gees maak hom persoonlik, werklikheid, hemel, woord, binne in ons nou. Moenie uitsien om so toe te gaan nie. Dis klaar hier. Dis binne in jou, en ek hou daarvan. As jy die hemelse woord begin spreek, staan die engele op aandag. En dinge begin gebeur. Amen. En jy spreek die hemel oor 'n toestand wat nie hemels is nie. En alles begin beweeg. Dis ons bediening. Amen. Amen. Wow. Amen. Halleluja. So, jy het autoriteit. God het jou die autoriteit gegee. Alles wat in jou lewe gebeur, wat te doen het met jou wil, het jy autoriteit oor. As daar iets is wat infringe, as daar iets is wat oorneem daarvan, dan het jy dit toegelaat. Ja. Moet dit nie toelaat. Jy is in beheer. You've got the throttle in your hands. Jy kan sê, haal tot hier toe, nie verder nie. Jy kan sê vir siekte tot hier toe en nie verder nie. Jy kan sê vir armoede, bly weg uit my huis uit, want God het my geseën met alle geestelike seëning wat daar is. En so kan ons aangaan daarmee. Nou, wanneer verwerping kom, dan breek dit jou. Nee, dit breek jou. En almal van ons ervaar dit op daardie manier. En dis goed dat jy dit ervaar. Ervaar dit vir 'n paar minute. Ervaar dit vir 'n week of wat ook al. Maar nadat jy dit vir 'n week lank ervaar het, moet jy begin perspektief kry. Jy moet dinge in perspektief begin sien. Ons wat skilder het altyd so 'n raampie by ons. Nou, ek het nou nie 'n raampie hierso nie. Maar as jy nou 'n skildery wil maak, dan vat jy nou 'n leer raampie en dan hou jy hom nou so en dan kyk jy, as ek nou hierdie prentjie skilder, wat gaan nou in die middel wees en so aan. So, jou perspektief moet regkom. Nou, jy kan besluit of vir
verwerping 'n blessing gaan wees en of dit vir jou 'n curse gaan wees. As jy jouself opruk en sê, ek gaan nooit weer by die deur uit nie. Ek gaan 'n kluisenaar word. Ek gaan glad nooit by die dorp toe nie, maar daai mense by die dorp het vir my gelag. Nee, miskien het was jou hemp skeef gewees, of iets. Dan gaan jy nooit groei nie. Amen. Jy gaan nooit groei nie. So jy kan besluit of dit 'n blessing gaan wees, en of dit 'n curse gaan wees. Weet julle, dat baie mense, wat julle nou ken, Walt Disney, toe hy begin het, en hy skryf sy eerste storie, en hy gaan na die mense toe wat die film moet maak, en hy sê vir hulle, hier is die eerste draaiboek wat ek geskryf het vir 'n storie. Toe sê hulle vir hom, ons stel nie belang in die storie wat jy geskryf het nie, jy het geen verbeeldingskrag nie. Ja, Walt Disney. Can you believe it? Hulle sê vir hom, jy het geen verbeeldingskrag nie. As Walt Disney daai dag besluit het, okay, dan is dit maar so, ja, ek het geen verbeelding nie, okay, ek gaan nou maar net op my stoel sit, ek gaan nie meer probeer nie, hierdie ouens is reg, hulle moet my so behandel. Het jy nooit al die pragtige films gehad, wat Walt Disney gedoen het nie? Almal van julle ken KFC, nee? En Colonel Sanders was in sy 60's, toe sy werkloos, toe slaap hy in sy kar, want hy het nie 'n huis gehad nie. Hy het net een ding in sy sak gehad, sy ouma se resep vir hoender. Gebraaide hoender. Ouma se resep. Ouma se resep. En hy het by verskeie mense, restaurante gegaan en hy het gesê, ek het hierdie fantastiese resep, wil julle dit nie koop en maak nie? En hulle het gesê, ag, wie stel nou belang in gebraaide hoender? Gebraaide hoender is ordinair. Nou, almal van julle ken die storie, waar het KFC gestop, né? Waar het dit geëindig? Maar hy is baie keer, het hulle hom uit die restaurant uitgejaag. Dat hy nie sy draaier kon kry by 'n restaurant se deur uit nie. Dan gaan sit hy in sy kar. En dan sê hy vir homself, every no that I get is actually a yes. Dan of jy dan nou kyk. Elke nee wat jy kry, is jy nader aan die ja. Amen. Dis almal vir jy dan nou kyk, wat is jou perspektief? Amen. So, jy kan besluit of jy gaan go for it, en of jy gaan toelaat, laat die luise jou maar opeet. Ga jy maar ewers op 'n stoel sit en sê, ag, laat die luise my maar opvreet. Dat is nie oor vir my. Nee, Jesus Christus het betaal, sodat jy autoriteit kan kry. Amen, en jy het dit. Nou, daar's verskillende maniere wat ons kan te werk gaan met verwerping. Jy kan besluit, ek sal hierdie mense wys. Ek gaan met die belastinggawer gaan ek 'n anonieme oproep maak en ek gaan vir die belastinggawer sê, hierdie mense betaal nooit belasting nie. Hulle sal sien met wie het hulle te doen. Nee. Sê regte manier om te deel met verwerping nie. Ander manier om te deel met verwerping is om 'n skilpadmentaliteit te hê en trek jou kop in jou dop en sê, ag, dit is nou maar so, ek kan niks aan doen. Nee, sê regte manier. As een regte manier om te deel met verwerping, en dit is, hang dit op die kruis. Amen. Gee dit vir die Here. God is so fantasties, dat hy stof vat. Hy vat stof uit die grond uit, en hy bou vir Adam. Gee vir hom jou brokkenis. Gee dit vir hom. En sê vir hom, Here, doen iets met hierdie brokkenis. Here,
doen iets met die stukkende gedeeltes. En hy gaan iets moois maak. Piet sing altyd 'n lied wat so mooi is. You made something beautiful out of my life. Maar hy kan net iets beautiful maak met dit wat jy hom gee. Solank as wat jy dit hou, hierdie verwerping, en jy voel dit elke dag, solank gaan dit jou seermaak en katasa en breek en breek en breek. Nou, almal ken verwerping. Almal ken verwerping. Die een wat dit die heel beste ken, is Jesus Christus. Amen. Ons het verlede week gepreek oor Josef. Josef het soveel verwerping gehad deur sy broers en al die tipe van ding. Nou, Jesus se fisiese broers, pastoor Jan wil jy gou raak om sê, wat dit sy fisiese broers vir hom gesê? Praat jy van? Jesus se fisiese broers, toe hy nie wil na Jerusalem toe gaan nie. O ja. Ja, ek ken. Ja, hulle het vir hom gesê, jy is almal se oë, en jy wil tog nou belangrik wees. Hulle het gedink, Jesus doen dit om goed te voel oor homself. Hy sê, almal weet van jou, jy doen tekens en wonders, en jy is almal se oë, wil jy nie dan nou na Jerusalem toe gaan nie? En toe, wat het Jesus toe vir hulle gesê? Hy het gesê, dis nie sy tyd. Ja. Jesus het sê, dis nie my tyd nie. En toe kom Petrus natuurlijk op 'n stadium, toe Jesus sê, ek kan nou na Jerusalem toe, want ek gaan daar doodgemaak word. Toe sê Petrus, ek sal dit nooit toelaat nie. Nooit in die ewigheid nie. Toe sê Jesus, hom gaan weg agter my Satan. Want ek is hier om die Vader se wil te doen. Hy het geweet, hy gaan heeltemal verwerp. Maar tog het Jesus deurgegaan met dit. Want wat het gebeur aan die kruis? Kruis was absolute verwerping. Kruis was hy stukke uit mekaar geskeur. Almal het hom gespot. Almal was weg. Hy was stoksiel alleen. Jy het 'n liedjie geskryf. En Ja. dit ons hom getoon sê. Ja. I'm hanging on the cross of desolation. My friends, My brother, brothers forsake me. Dis 'n baie hartseer liedjie. when they realize my story's going under. Daarom hy heeltemal stoksiel alleen. Heeltemal verwerp. Maar weet jy wat? Hy het dit gedoen met blydskap. Want hy het geweet, hier kom 'n deurbraak. Ek wil vir jou sê, jy mag verwerp voel. Wat is jou deurbraak? Ek wil jy met jou verwerping sien. Wanneer mense jou verstoot, moet jy opgewondenheid kry binnekant. Amen. En sê, hierdie is my nuwe deurbraak. Want ek raak ontslaaf van die ou self. Amen. Want weet jy wat, die Here het jou goed gemaak. Hy het jou uniek gemaak. Hy het jou besonders gemaak. En baie keer help die verwerping om die onnodige bagasie weg te vat, sodat jy diself wie jy is kan ontdek. Want jy is uniek en jy is kosbaar. God maak nie gemors. Geen twee mense is dieselfde nie. Niemand se vingerafdruk is dieselfde nie. Hier is hoeveel mense op planeet Aarde? Wie kan gou vir my sê? Oor die 8 biljoen. Hoeveel? Oor die 8 biljoen. 8 biljoen mense. Hoeveel mense was al van die begin af op die aarde? Ons kan nie eens die somme tel nie. Net 2 van die mense het dieselfde vingerafdruk nie. Almal is uniek. Jy's uniek. Niemand kan wees soos jy. Hou op weer om soos iemand anders te wees. Baie keer voel jy minderwaardig vir jouself, dan probeer jy kompenseer en dan wil jy soos iemand anders wees. Destyds het ons Elvis so aangaan. Almal het 'n Elvis-styl probeer volg, of ou 007. Gene Connery, wat sê hy nou? Sean Connery. Ons wil almal iemand anders wees. Michael Jackson het onlangs almal probeer moves soos Michael Jackson. Mense, weet jy wat? Ja, dis wie hy is. Dis wie Elvis is. Dis wie jou hero is. Maar wie is jy? Jy is 'n Here. Vir die Here, jy's God se kind. Jy's uniek. Jy's kosbaar. Weet jy hoekom is jy so kosbaar? Omdat jy so uniek is.
Daar's nie twee van jou nie. Hoe skaarsere ding is, Hoe duurder is. hoe kosbaarder en duurder is hy. Dis hoekom jy so duur is. Dis hoekom die prys wat vir my en vir jou betaal is die seun Jesus Christus. Dis die duurste item ooit. Dis alles. Hy is alles. Ons het nou gehoor. Hy is die persoonliking van die hemel wat nou binne in jou woon. Hy is so opgewonde oor jou. Sefanja is dit 4 wat sê, hy dans om jou van vreugde. Ek het een keer die gebid in die kerk vir 7 ure aan mekaar. Het ek hier gebid in my hemelse taal. En weet jy wat het ek later ervaar? Ek het bang geword. Dit gevoel of het warrelwind so op my draai. Ek het dink ek het in my min of meer hier gestaan, terwyl ek staan en bid. En ek het gebid, en ek het gebid, en ek gebid. En die volgende oomblik voel ek, dis skrik ek myself boeglam. Gevoel of ek so gaan opspin. En toe ek Sefanja 4 hoor, toe raak ek so excited. Hy is so opgewonde oor ons, hy spin om ons, hy dans om ons van vreugde. Hou op om te dink, jy is nie belangrik nie. Jy is kosbaar, jy is waardevol. 1 Korintiërs 3 vers 10 sê, volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. 1 Korintiërs 3:10. Vers 11. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Maar as iemand op hierdie fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. En as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Hoe maak 'n mens goud skoon? As hulle goud onder in die aarde uithaal, is dit vuil. Hoe maak hulle dit skoon? Hy maak vuur. Hy maak vuur. Laat die onsuiverhede uitgebrand kan word. So, as jy vervolging ervaar, of verwerking ervaar, sien dit as 'n vuur. Ja. Maak jou beter. Amen. Maak jou suiwerder. Maak jou blinker. Dit maak jou mooier. Amen. It refines you. Weet julle, as hulle porseleinkoppetjies maak, nee. En hierdie Chinese koppetjies, hulle is so mooi. Ek het 'n paar van hulle by die huis. Chinese koppetjies, mooi rosies en allerlei goedertjies. Dan lyk dit nie vreeslik mooi nie. Maar vat hulle dit en dan pak hulle dit in die oond. En dan bak hulle hom, en dan bak hom, en hulle bak hom, en hulle bak hom vir 3-4 ure. As hulle hom daar uithaal, is die kleure helder. Kleure is mooi. Amen. So, moenie bang wees vir die vuur nie. Die vuur kan jy niks doen. Die vuur maak jou beter. Amen. Maak jou blinker. Amen. Halleluja. Romeine 8 vers 38. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele, luister mooi, geen dood, geen lewe, geen engele, geen owerhede, of magte, of teenswoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Here is. Nee, is niks wat jou kan skei van die liefde van God nie. Niks, niemand kan jou skei van die liefde van God nie. That is your safe place. Psalm 142 vers 4 sê, as my gees in my versmag, dan ken U my pad. Hy sê, ek roep U aan, o Here, U is my skuilplek, my deel in die land van die lewendes.
Dan gaan ons terug na Jesus toe. Matteus 13 vers 57. En hulle het almal aanstoot aan hom geneem. Jesus was 'n stadium wat niemand van hom gehou het nie. Hulle het aanstoot geneem. Hulle het gesê, ons hou nie van hom. Nou, ons is nie beter as Jesus nie. Daar's baie mense wat nie van jou hou. Amen. As baie mense wat nie van jou hou nie. Ek weet nie hoe kom nie, maar hou nie van jou nie. Dis 'n verkeerse. Amen. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Omdat hulle hom aanstoot geneem het aan hom, kon hy nie daar kragtige dade doen nie. Johannes 1 vers 11, hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Amen. Aan hulle wat in sy naam glo. Nou, kom ons in vir die landing. Psalm 118 vers 22 sê, die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Jesus word genoem hierdie steen. En die bouers het gesê, veral die godsdienstige mense van daai tyd het gesê, hierdie steen wat genoem word Jesus Christus, ons kan niks met hom doen nie. Hy is my aanstoot, hy is ons aanstoot. Ons wil hom nie in die tempel hê, ons wil hom nergens hê, ons wil hom nie gebruik nie. Hy is nie vir ons nie. Maar hierdie steen het 'n hoeksteen geword. En dit is die steen waarop jou en my verlossing rus. Amen. Vers 23 van Psalm 118. Dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Hierdie steen is wonderbaar in my oë. Is wonderbaar in jou oë. Is wonderbaar in jou oë. Wonderbaar in jou oë. Dis nie vir ons 'n steen waarteen ons onsself stamp nie. Dis ons hoeksteen. Dis ons rots. Ons het daar opgebou. Nou gaan ons na Jesaja 53 toe. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Weet jy, toe Jesus aan die kruis hang en hy lyk nie meer soos 'n mens nie, het mense so aanstoot geneem aan hom, want hulle het gedink, hy lyk nou so onvol, hy lyk nou so akelig, hy lyk nou so onbelangrik, hy lyk so vuil, hy lyk so verwaarloos, en mense het aanstoot geneem daaraan, min wetende, dat daarin wat aan hom gedoen is, het vir my en vir jou 'n alles oortreffende erfenis bewerk. Amen. Juist dit wat hy gelei het gemaak dat ek en jy vandag voor Christus kan staan en sê, Here, nie ek nie, maar dit wat U deur my doen. Vat vandag jou hartseer en jou pyn. Dra dit op aan Jesus Christus en sê vir Jesus, hy moet iets mooi maak daarvan. Wat het Jesus mooi gemaak aan die kruis? Hy het al ons vuil sonde, al ons misdade, al ons misstappe, al ons mislikheid, al ons ingewikkeldheid, al ons kwaad van ander mense, al die sondes, het hy op hom gedra. Hy het die punch gevat. En na 3 dae het hy opgestaan. Amen. Hy het opgestaan.
En hy het getriomfeer oor die magte van die duisternis, oor alle demoniese magte het hy getriomfeer. Hy het iets moois gemaak met jou en my sondes. Amen. Nie dat jy hoef nou terug te dink aan alles wat jy verkeerd gedoen het, want Christus dink nie meer daaraan. Amen. Hy het dit een keer gedoen. Die oordeel lê agter ons. Sê, die oordeel lê agter ons. Waar het God se oordeel losgebars? Aan die kruis op Golgotha. Want Jesus het uitgeroep en gesê, my God, nie Vader nie, my God, waarom het U my verlaat? Dis toe al ons sondes, al ons ellendes, al ons pyn op hom gekom het hy gesê, my God, waarom het U my verlaat? Amen. Sodat jy dit nie hoef te sê nie, want hy het dit gedra. Maar kyk wat so mooi het Jesus vir ons aan die kruis gedoen. Ek gaan aan Jesaja 53. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Ja, as ander mense na hom gekyk het, sou hulle gesê, joh, hierdie arme man het slaag gekry. Hy het nie verstaan wat hy besig was om te doen aan die kruis. Hy was besig om dit wat negatief was, om te skakel in dit wat goud geword het. Amen. Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Nie net genesing, bevryding, vrymaking, verligting, liefde, blydskap, vrede, alles wat jy nodig het, deur dit wat hy vir ons gebring het. Weer ek so opgewonde om hierdie les te hoor. Jou gevoel van verwerping wat jy gedurig ervaar as mens, sien dit as kruisig, dood, begrawe van die ou valse self. En raak dan dadelik opgewonde en weet saam met hom dat jy lewendig word. Die ware jy, die unieke jy, die kosbare jy, wat so kosbaar was, dat hy sy lewe vir jou gegee, asof jy die enigste is vir wie hy sy lewe gegee het. Weet, dis hoe die Here is. Hierdie persoon wat in die hemel aankom, wat jy net van gepraat het, wat is sy naam? Gyp Piro. Die ou wat met die skateboard gery het, val hy en sy kop opgewas, maar dadelik dood in die hemel. Hy het lang bewusteloos gelê, maar hy het die hemel begin ervaar. Toe ervaar hy, dis nie 'n plek nie. Dis 'n persoon. En wat hy ook sê daar is, toe hy voor Jesus staan, en Jesus se teenwoordigheid, dis die aandag wat hy kry, asof hy die enigste persoon is. Dus Jesus so opgewonde en sê, wow, jy is hier. Asof Jesus die hele tyd net van hom verwag het. Mense, daar's triljoene mense al gewees. En tog wanneer die Vader met jou werk, is jy vir die belangrikste. Dit wat God so groot maak, dit is wat sy teenswoordigheid so groot maak. As jy met jou deel, is dit asof jy die enigste vir hom is. Hy doen dit met almal gelyktydig, dit kan net God wees. Ek wil hê jy moet nou weet, dat jy is vir hom so belangrik. En wanneer jy dan seer kry, omdat jy voel mense stoot jou weg, weet, en raak opgewonde, en los dit by die kruis. Kruisig, dood, begrawe, word dan, as daai ding weer jou so tref, raak dan dadelik lewendig, ervaar die lewe wat reeds binne in jou is, en die opstande,
Want jy was ook deel daarvan. Hy het ons saam ingetrek. En Paulus oor en oor in sy briewe sê hy saam met hom gekruisig, saam met hom dood, saam met hom begrawe, saam met hom lewendig geword, opgestaan. Wat van word lewendig? Die ware wie jy is. Ja, ek hou nie vir myself nie. Ek wil iemand iets soos iemand anders wees. Wees hou van jouself, want hy hou van jou. Hy is mal oor jou. Die Here gee om vir jou. En elke keer nou as jy seer voel, raak opgewonde en sê, lewe, opstande en sit en rus in sy voltooide werk, want ek is die moeite werd. Sê dit vir jouself. Hou op om te sê ek is dit nie werd nie. Jy is soveel werd. Hy het sy lewe vir jou gegee asof jy die enigste een is. Hoor jy my vanmôre? As jy jouself kosbaar sien, sal jy ander mense ook begin kosbaar sien. As jy jouself verwerp, gaan jy ander ook verwerp. Aanvaar jouself en sê dankie vir die Here oor wie jy is. En wees die beste, want sy opstandingskrag werk nou al reeds in jou en deur jou om ander te bedien met wie hy is, Christus is. As jy het my voor die diens gesê, die Here het hier op jou hart geplaas, want jy wil almal wat hier is vanmôre bid. Hierdie lied wat ons gesing het was vir my so mooi. Offering, I am an offering. Jy is 'n offer vir die Here. So wanneer jy seer kry, raak opgewonde. Jesus het baie seer gekry daar aan die kruis, maar hy het ons almal daar gehad in beginsel. Want hy het geweet en hy kon dit deurgaan. Hy sê, Vader, in U hand gee my gees so, want hy het geweet, hy gaan lewendig opstaan. Amen. Maar wat hom die blyste gemaak het, was nie net sy lewendig word en opstaan nie, maar ook ons sinne. Amen. Schizoseer. Ook ons sinne. Ek sê schizoseer vir hierdie mic nou wat ek amper hier geklap het. Hallo, wie is met my? Amen. Jy is kosbaar, jy is waardevol. En al die verwerpings wat nou nog gebeur, steeds besig om te gebeur, is eintlik 'n blessing. Amen. Want dit gee jou 'n vel soos 'n krokodil. Soos 'n krokodil. Sê amen. Ek weet iemand het vorentoe gekom een keer en die man het so gesukkel met hierdie suster, want elke keer is hy so en dan preek hy die beste preke en kom net nie reg nie. En toe uiteindelik toe bid hy kliphard, want hy was so 'n robbe groep pastoor gewees en ek 'n goeie man. Toe sê hy, ag Here, gee tog hierdie suster van my 'n vel soos 'n krokodil. Ek weet of dit regtig gewerk het toe agterna nie, maar mense, ek dink dis wat gebeur. Voel daai seer, yes, voel dit. Jy voel verwerp. Iets het gebeur, iets het nie lekker gegaan nie. Nou voel jy verwerp. Raak skielik opgewonde en sê, wow, as ek nog sulke gevoelens het, beteken ek nog nie waar ek moet wees nie. Beteken daar's nog te veel valsheid van myself, wat in die pad staan van die ware wie ek is, wat die Here geroep het, om in sy bediening te wees. Voor die grondlegging van die wêreld het jy geken, het hy jou nou vrygestel, verordineer, om voor hom in liefde te wandel. Jou lewe hier op aarde is nie 'n ongeluk nie, dis 'n goddelike doel. Kom daar. Maar jy moet deur daai verwerking breek. Daai lewendig wording, opstanding en sit. Rus. Amen.